Baie welkom by Jesus Christus Leef in Jou, die plek waar ons die goeie nuus van Jesus Christus verkondig. Ek sê altyd goeie nuus, want dit is werklik in die tyd waarin ons lewe, is dit amper die enigste goeie nuus wat daar werklik is. God vol genade en liefde, wat hom ontferm het oor die wêreld, en seker gemaak het dat hy 'n plan kon uitvoer deur Jesus Christus en die wêreld met homself versoen het, sodat ons, ten spyte van hierdie skommeling en al hierdie goed wat in die wêreld gebeur, as oorwinnaars kan leef en vrede kan hê, ten spyte van wat ons sien en wat ons ervaar. En dit is altyd lekker om op kruiskyk saam met julle te gesels en te weet dat ons beplek is en 'n deel van iets groter is as wat ons net normaalweg natuurlik dink. Nou vandag wil ek met julle gesels oor twyfel en ongeloof. Ek dink dit is iets waarmee baie van ons sukkel. Ek het op my WhatsApp groep so reeks gehou oor 10 onderwerpe waar Christene mee sukkel. Selfs mense wat Vader nou al vir jare lank ken. En ek wil so 1 of 2 van hierdie aspekte vandag met julle deel. En net vir julle wys dat, alhoewel jy 'n Christen is, ervaar jy nog steeds dat daar aanslag teen jou kom en dan onder sekere omstandighede begin ons ook nog menslik dink, of ons dink meer natuurlik as geestelik. Maar ek wil jou vandag help om te besef dat, alhoewel ons mense is, alhoewel ons in die vlees leef, is daar iets groter in ons, as wat dit wat met ons in die wêreld kan gebeur. Nou twyfel en ongeloof, daar's baie simptome daarvan, maar as jy mooi daaraan gaan dink, die enigste werklike oorsaak, of die wortel van vrees of ongeloof, is ons twyfel soms of God regtig in en deel van ons is. In ander woorde, vrees en twyfel word veroorsaak deur skeiding. In ander woorde, dis nie werklike skeiding nie, maar dit is 'n skeiding in ons manier van dink. In ander woorde, ons skep die idee dat ons en God van mekaar geskei is. En ek wil jou vandag verseker dat dit nie die waarheid is nie. Dit is werklik iets wat 'n mens net fisies ervaar, maar daar's geen grond of daar's geen waarheid daarin nie. 1 Korintiërs 6 vers 17 sê byvoorbeeld, wie die Here aanhang, is een gees met hom. Dink daaroor, as jy 'n verhouding met God het, dan word jou gees aan hom verkleef. Met ander woorde, julle word een gees. Kan jy onthou wat Jesus gesê het in Johannes 10 vers 30? Ek en die Vader is een. Met ander woorde, nou leer Paulus ons in Korintiërs dat ons ook so een met die Vader is, soos wat Jesus een met die Vader is. So dis baie belangrik om dit altyd in gedagte te hou. Jy gaan baie keer daarvan vergeet, as die omstandighede te groot word, of as daar iets met jou gebeur, en jy word getref deur 'n storm, of wat ook al. Maar net hierdie waarheid, dat God nou by my, in my, en deel van my is eintlik genoeg om enige vrees te kan oorkom. Onthou, twyfel is menslik, maar jy's meer as 'n mens. Daar's iets wat in hierdie menslike liggaam bly, en dit is jou gees, en daai gees is een met God. In ander woorde, dit wat in jou is groter as dit wat in die wêreld is. En Jesus het dit kom demonstreer, né? Hy het vir ons gewys na enigiets wat kon gebeur. Hy het dit oorwin. As daar siekte was, blinde oë, dooies, storms, as daar tekort aan geld was of kos was, hy het vir ons gewys dat die Vader wat in hom bly, wat die bron is van alles,
alle omstandighede kan oorwin. Nou, in Markus 9 lees ons van die maansiek kind. Ander woorde, is 'n kind wat doof en stom was en die disippels het vir hom gebid, maar daar kon niks gebeur nie, want hulle het nie geloof gehad om dit te kon doen nie. En toe Jesus vir hulle, toe help hy hulle reg, toe hulle vir hom vra, maar hoekom kon ons hom nie gesond maak nie? Want Jesus het net met 'n woord, het hy daai stom en dowe gees bestraf, en dit uit hom uitgegaan, en hy kind het heeltemal gesond geword. En hulle kon dit nie doen nie, want Jesus het gesê, hierdie geslag gaan uit deur vas en gebed. Ander woorde, ons kan leer by Jesus, daar is sekere omstandighede waar ons miskien net bietjie kan terugstaan, bietjie vas, bietjie bid, net sodat ons seker maak dat dit wat ons nou gaan sê, gaan realiseer en 'n werklikheid word. Maar wat vir my interessant is van hierdie spesifieke geval, toe Jesus vir daai man sê, as jy geloof het, is enige iets moontlik, dan kan enige iets gebeur. En toe sê daai persoon, ek glo Here, maar help my ongeloof. Help my om my ongeloof te oorwin of te oorkom. En dit is hoe groot God se genade is. Jy gaan met goed sit in jou lewe, wat vir jou werklik voel, maar dit is heeltemal onmoontlik. En dan moet jy onthou wat hierdie man gesê het, Here, kom my ongeloof te hulp. En ek wil hê jy moet dit onthou, as daai probleem so groot is en jy lyk of jy dit nie gaan oorwin of kan oorwin nie, onthou die probleem is nooit by God nie, die probleem is altyd aan ons kant. En God het elkeen van ons daai mate van geloof gegee, maar hoe meer ons dit beoefen, hoe meer gaan dit 'n realiteit in ons lewens word. So dit is baie belangrik om te besef dat jy meer as jou gevoelens is. Jou identiteit in Christus is die grondslag van jou oorwinning. In ander woorde, die grondslag wat jou help om ongeloof en twyfel te kan oorwin. Hoor wat sê Kolossense 3 vers 3. Julle het gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En dan sê Paulus ook vir ons in Handelinge 17 dat ons in God leef, beweeg en is. Met ander woorde, alles wat jy nodig het om 'n probleem te kan oplos, alles wat jy nodig het om in oorwinning kan te leef, is iets wat in jou is. Ander woorde, ons hoef nie altyd in die wêreld vir oplossings te gaan soek nie. Jou eerste keuse moet nooit, die Bybel praat van die arm van die vlees nie. Ander woorde, jou eerste keuse moet altyd God wees. Maak hom die belangrikste, want hy is die oplossing vir ons probleme. Hoor wat sê Jesus in Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, of die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jy niks doen nie. Interessant is, dat daai loot, wat in die wynstok ingeënt is, hy het niks krag in hom nie, want alles wat nodig is om te kan groei, alles wat nodig is om druiwe dan kan produseer, kom uit die wingerdstok uit. In ander woorde, dis dieselfde met ons. Alles wat ons nodig het om godvrugtig te leef, alles wat ons nodig het om in oorwinning te kan leef, is wat in ons is. Dis ook op Johannes skryf in 1 Johannes 4 vers 4. Julle het hulle oorwin omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Goeie voorbeeld om dit te verduidelik is, as jy byvoorbeeld 'n handskoen neem. Daai handskoen kan niks doen nie. As jy die handskoen optel en jy probeer hom staan, hy gaan net so in mekaar laat val. Maar as jy 'n hand in daai handskoen insteek, dan het daai handskoen, dan lyk dit of daai handskoen lewe het en hy kan beweeg. Dis nou dieselfde met ons. Ons is net die liggaam, maar die krag en die wysheid is Christus. Met ander woorde, soos wat daai hand in die handskoen inkom en daai hand kan beweeg en goed doen, so kom die Heilige Gees in ons
En nou vul hy ons met die wysheid, die krag van God, en hy dra sy liefde in ons. En hoe meer jy daarop fokus, hoe meer verander jy om vrees en twyfel te kan oorwin. Belangrik om te besef is dat geloof 'n vaste vertroue is op die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, dis op die dinge wat ons hoop, dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ander woorde, dit wat jou probleem is, jy kan nog nie die oplossing sien nie, maar in jou hart, in jou geestesoog, kan jy dit sien. Want geloof is mos nou 'n vaste vertroue. Geloof is om meer op God te vertrou, of meer in God te glo, as in die probleem. Onthou, hoe meer jy op jou probleem fokus, hoe groter word jou probleem. Dis maar net die aard van hoe ons denke werk, hoe jou brein werk. Maar hoe groter jou vertroue, hoe groter jou fokus op God is, wat fantasties is, hoe groter word hy in jou lewe. Onthou, jy kan nie die grootheid van God beperk nie. Wat ons baie keer doen is, deur ons denke, beperk ons hom. En jy moet daai manier van dink verander. So as jy nie kan glo nie, vra vir hom, Vader, open my oë, verhelder my verstand, maak dit vir my moontlik om meer te kan sien. Maak dit vir my moontlik om hierdie grootheid van wat U in my is, te kan verstaan en te beleef. Dis wat Paulus byvoorbeeld gebid het. In Efesiërs bid hy, dan sê hy bid dat ons die uitnemende grootheid van die krag van God, wat in ons is, hy bid en vra dat ons dit kan glo, dat ons dit kan verstaan en dit kan beleef. En weet jy wat sê hy, wat is daar die krag? Jy moet nou mooi luister. Dis dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Nou as jy bietjie daaroor gaan dink, nou daai krag beteken alle sonde, alle mag, alle owerhede, alle prinsipaliteite, magte, kragte, maak nie saak wat daar is nie. Die hele duiwel en sy magte het Jesus oorwin deur die krag van God, die krag van die Heilige Gees in hom. En nou sê Paulus, daardie krag is in ons. Kan jy sien hoe, as jy die woord nou begin vat, en jy begin daaroor dink, dan is daar asof daar iets in jou is wat wakker word, iets wat vir jou sê, maar daar is meer in my, as wat ek van bewus is. En dit is in jou pad, wat jy saam met God stap. Hoe meer jy die woord vat, hoe meer jy dit kou, daaroor mediteer, daaroor dink, hoe groter realiteit raak dit vir jou. Dink byvoorbeeld as jy in jou motor ry en jy het 'n GPS, jy sit die adres in, waartoe jy wil gaan. As ek byvoorbeeld nou hierso in Somerset West is en ek wil Wellington toe ry, dan sit ek net in my GPS Wellington en ek druk die knoppie en daar begin hy dadelik vir my wys die pad na Wellington toe. Nou, met ander woorde, nou volg ek daai GPS en ek ry na Wellington toe. As daar byvoorbeeld 'n plek kom waar daar nie sein is nie en die GPS of iets gaan fout met die telefoon of die selfoon en nou is die sein weg. Alhoewel die sein weg is, beteken dit nie dat Wellington nie bestaan nie. Die GPS weet daar is 'n pad Wellington toe en dis hoe ons moet beginne dink. Daar's 'n antwoord, daar's 'n oplossing vir jou probleem. En baie keer wil ons God so tasbaar voel, en dan as ons hom nie ervaar of voel nie, dan dink ons maar, die oplossing het verdwyn. Net soos daai sein dalk weggegaan het van die GPS, is Wellington nog daar, moet jy altyd besef, dat die oplossing altyd daar is, en dat God 'n waarmaker van sy woord is. In Jesaja 55 sê hy, my woord wat uit my mond uitgaan, sal nie ledig na my toe terugkeer nie. En ons moet dit altyd in gedagte hou. God is 'n antwoorder van gebed
en 'n waarmaker van sy woord. Nou, baie keer dan luister ons net na 'n diens, of jy luister na 'n preek, en dit stig jou, en jy voel maar, ek kan nou die wêreld oorwin. Nou, dit kan dalk nou Sondag wees, maar môre is Maandagoggend, nou word jy wakker. Nou, as jy wakker word, die eerste ding, gaan al hierdie probleme, en al jou twyfel en ongeloof, gaan soos op jou wil spring. Dis hoekom dit belangrik is, om voordat jy opstaan, in die oggende, stilte tyd te hou. Met ander woorde, maak seker, jy's bewus van God, wat in jou is, voordat jy hierdie dag begin. Met ander woorde, eer God, loof hom vir sy grootheid, eerder as om op die probleem te fokus, en die probleem 'n afgod of iets groots in jou lewe te maak. Onthou, jy's een gees met hom. Daai skrif wat ons gesê het, wie die Here aanhang, is een gees met hom. Jy kan dit in die oggende sê, voor jy opstaan. Dankie Vader, dat ek een gees met U is. Dankie dat hy wat in my is, groter is, as enige iets wat in hierdie wêreld is. Ek glo om vandag te glo dat U in my is, met my is, en daarom weet ek, dit maak nie saak wat vandag gaan gebeur, of teen my kom nie, ek gaan oorwin. Jy moet onthou, geloof is nie die afwesigheid van twyfel nie. Christine Kyn het gesê, dis die moed om vorentoe te beweeg, ten spyte daarvan. Ander woorde, dit maak nie saak of jy twyfel nie, jou geloof is altyd groter. En hoe meer jy jou gedagtes hernie met hierdie waarheid, hoe groter word die realiteit van God in jou. Belangrik om te doen is, jy moet hierdie leuns identifiseer. As hy twyfel of ongeloof inkom, vra nou vir jou, is hierdie die waarheid, of is hierdie 'n leuen? Met ander woorde, moenie net nou vat en daai gedagte wat jou kom, laat dit met jou mors nie, dat dit jou sleg laat voel nie, laat dit jou laat twyfel nie. Neem 'n besluit en sê, hierdie gedagte is nie van God nie, dit is 'n leuen, want God is in my, God is by my, en God is deel van my. So 'n gedagte van, jy's nie goed genoeg nie, moet dit nie net aanvaar en daaroor dink nie. Neem elke gedagte gevangene tot gehoorsaamheid aan God. Onthou, as jy nie jou manier van dink of jou brein bestuur nie, dan gaan hy vir jou bestuur. En die natuurlike mens, onthou, dink nie soos God nie, tree nie soos God op nie, en as jy net aanhou natuurlik dink, sonder om hierdie woord van God jou realiteit te maak, gaan jy werklik onnodig swaar kry. Met ander woorde, jy moet daai leuen wat teen jou kom, altyd met die waarheid vervang. Belangrike punt ook is om reageer uit eenheid uit. Met ander woorde, as iets nou teen jou kom, jy word nou blootgestel aan 'n probleem of 'n situasie wat te groot lyk. Onthou, ons het baie keer al gesê, 1 Johannes 4 vers 17, dat ons soos Jesus in hierdie wêreld is. So met ander woorde, voor jy net opgee of ingee, vra vir jouself, hoe sou Jesus opgetree het? Sou Jesus nou weggekruip het? Sou Jesus ingegee het? Of sou Jesus opgestaan het en gesê het, Vader, U wat in my is mos nou groter as hierdie probleem. Geef vir my 'n woord, sê vir my iets wat ek kan sê, en dan sê hy dit, en dan verander die omstandighede. Met ander woorde, identifiseer meer met Jesus, soos wat hy is, en nie soos wat 'n mens normaalweg dink nie. Ou, jy moet reageer asof nie, omdat God in en deur jou leef. Dan wat jy kan doen in hierdie geval, as jy nou regtig sukkel met goed, in die aand voor jy gaan slaap, vra nou vir jouself, waarmee het ek vandag gesukkel? Watter leuns het na my toe gekom? Het ek gereageer uit my ou identiteit? Met ander woorde, het ek nog steeds natuurlik opgetree? Of het ek begin verander? Het ek begin anders dink? Het ek begin
anders praat, het ek begin optree en leef met die wete dat God in my is. En dan spreek jy daai leuns aan en sê elke leuen en dan noem jy wat jou, dalk het jy minderwaardig gevoel, dalk het jy nie goed genoeg gevoel nie, dalk was jy bang of ongeloof, dan spreek jy net dit aan en sê, dit is 'n leuen, ek verwerp dit in die naam van Jesus, ek staan nie daarvoor nie, want God se woord sê dis nie die waarheid nie, en ek besluit om te glo wat God sê, eerder as wat my omstandighede of die wêreld sê. Dan wat jy kan doen is, ook wat in die begin as mens regtig moet sukkel, ek noem dit 'n eenheid herinnering. Met ander woorde, vat vir jou 'n stukkie papier, en dan plak jy dit hier en daar, by jou spieël op, of 'n plek waar jy gereeld is, as jy jou oggend jou tande borsel of so iets, en dan maak jy net jy kan net ietsie skryf, ek en my Vader is een. God wat in my is groter as dit wat in die wêreld is. Of die waarheid van, ek het nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar liefde, krag en selfbeheersing. Met ander woorde, skep net vir jou 'n plek of 'n atmosfeer, waar jy nou en dan dit net sien en jouself herinner, want ons is geneig om so besig te raak, dat ons so in ons natuurlike manier van dink ingesuig word, dat jy vergeet dat daar iets anders in jou is, wat 'n groter realiteit is. Onthou, jy oorwin nie vrees deur dit te veg nie, jy oorwin dit deur dit te vervang met die bewussyn van wie in jou woon. Dis mos nou goeie nuus. Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. So ek kan vir jou regtig sê dat enige iets wat teen jou kom, is 'n leuen van die vyand. Enige iets wat jy glo, wat jou kan onderkry, wat jou kan doodmaak, is nie die waarheid nie. Maar jy het die mag en die autoriteit om dit 'n realiteit te maak, of om dit te verwerp. En ek vra nou vir jou, maak 'n besluit van vandag af, dat dit wat God sê, is vir my belangriker as wat die wêreld sê. Dit wat God sê, is vir my belangriker as wat die dokter sê. Dit wat God sê, is belangriker as wat my finansiële bankstaat vir my op hierdie oomblik wys. Maak jou lewe 'n lewe van geloof. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U wat in ons is groter is as enige iets wat in die wêreld is. Dankie dat U deur die woord vir ons wys dat ongeloof nie van U is nie. Dankie dat U vir ons wys deur die woord dat daar geen probleem of enige iets te moeilik of te groot vir U is om op te los nie. En ons kom nou vandag, ons werp ons bekommernisse op U en ons gee alles waarmee ons sukkel vir U. En ons sê dankie daarvoor, dankie vir hierdie ruiltransaksie, dat U nou vir ons vrede gee, wat ons verstand te bowe gaan. En ons maak 'n besluit vandag, ons gaan U loof, ten spyte van omstandighede, sodat die naam van Jesus verheerlik kan word. Dis ons gebed in Jesus se heilige naam. Amen.